En aan die einde van die 1000 jaar sal die tweede opstanding plaasvind. Die opstanding van die veroordeling, sê in die Bybel. Wanneer die verlorenes opstaan om te antwoord op hulle dade. Na die 1000 jaar kom Christus weer terug aarde toe. Maar hierdie keer saam met sy kinders. En saam met die nuwe Jerusalem. En terwyl hy in majesteit neerdal, staan die ander dooies, die goddeloses op. Johannes sien die nuwe Jerusalem. Hy sien hom neerdal. Openbaring 21 vers 2, en ek, Johannes, uit die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel. Nou, Sagaria gee vir ons 'n bietjie meer inligting. Hy sê, en in die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. En die olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes, tot 'n baie groot dal. Die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte wegwyk na die suide. Hoekom sal die Here nou sy voet op die olyfberg kom neersit en daardie olyfberg oop gaan vir 'n groot dal? Om plek te kom maak vir die nuwe Jerusalem om op hierdie aarde te kom staan. En die Here maak vir homself 'n plek oop, 'n groot dal maak hy vir hom oop. Daar waar geen mens, daar waar geen sondige voet nog geloop het nie. Wat nog nie besoedel is nie. En dan sal die Here koning wees oor die hele aarde, sê Sagaria. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie.